daardie leefwyse draai en jy moet jou na my toe draai. Ons dink aan die kruisdood van Jesus waar die een dief of die krimineel aan die linkerkant en een aan die regterhand van Jesus hang en Jesus hang tussen hulle en die een versmaat hom en sê jy het ander gehelp, red jouself en red vir ons en die ander een sê vir hom, hoe kan jy sulke dinge sê? En hy wend hom tot Jesus en hy sê, Here, dink aan my wanneer jy in jou koninkryk kom. Hy het in daardie oomblik besef dat die leefwyse wat hy gehandhaaf het, hy was ter dood veroordeel deur die Romeinse wetgewing, deur die justisie van daardie tyd, het hulle hom skuldig bevind aan kriminele gedrag en sy vonnis was om aan 'n kruishout te hang totdat hy sterf. Maar in daardie oomblikke, toe hy die liefde van Jesus sien, toe hy die ontferming van Jesus gewaar, toe besef hy, toe kyk hy na sy lewe, en hy besef, ek is in die moeilikheid, hierdie lewe wat ek gelei het, as ek tot sterwe moet kom, gaan ek nooit weer hierdie man in die oë kan kyk nie. En al wat hy gesê het is, Jesus, dink tog aan my. En toe hoor hy seker die soetste woorde, die bemoedigendste woorde wat 'n mens in sy lewe kan hoor, is toe Jesus wat self sy liggaam deur pyn deurdreng is, kyk hy na hom en hy sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit beteken, hy het besef, die lewe wat hy geleef het net vir hom 'n ewige verderf voorgehou en het besef, Jesus Christus is sy enigste uitweg en hy wend hom tot hom en sê, Here, ek vra jou vir niks anders nie, maar dink net aan my. Miskien sit jy hier vanaand en dis al wat jy kan sê, is Here, dink aan my. Here, dink aan my in hierdie omstandighede waar ek my in bevind. Jy dalk teleurstellende nuus gehoor hierdie laaste week. Miskien is daar 'n verslag van die dokter wat oor jou uitgespreek is en daar is onsekerheid en daar is teleurstelling in jou lewe. Miskien is daar iets in jou huwelik, miskien iets in jou verhoudings, maar vanaand sê die Here, as jy my vra om aan jou te dink, ek weet presies waar jy is, ek verstaan wat jy deurgaan, as jy jou tot my toe sal wend, sal ek my na jou toe wend. As jy tot my nader, sê die Here, sal ek tot jou nader. Want die waterdoop dan is niks anders as om gehoor te gee, waar Jesus sê, bekeer jou en laat jou doop. Reg deur die Bybel, maak nie saak waar jy lees, gaan die bekering altyd die doop vooraf. Niemand in die Bybel wat ooit gedoop was, is gedoop sonder dat hulle eers die Here Jesus erken het as verlosser en saligmaker, waar hulle gesê het, ek erken Jesus Christus as die Seun van God, die verlosser van die mens. Daarom vind ons dat mense sê vir baie keer, pastoor, hoe oud moet 'n mens wees om gedoop te word? Wat moet jy doen voor die tyd? Al hierdie ander goed, is al wat moet gebeur is, jy moet sê, ek het my hart en lewe vir die Here gegee. Ek het besluit dat die lewe wat ek leef, ek nie meer wil leef nie. Ek wil die Here Jesus volg. Ek wil sê, as ek sê ek is 'n Christen, wil ek weet dat ek oortuig is en mense kan sien, ek dien die Here. Ek het vanaand aan die doopkandidaat verduidelik. Die doop is 'n openbare belydenis en 'n erkenning. Dit sê dat ek my vereenselwig met die Christen geloof, ek word 'n volgeling van Jesus Christus en ek is nie skaam daaroor nie. Ek het verduidelik in ons dorp is daar 2 hoërskole, naamlik Hoërskool Brits en Hoërskool Wagbos. En ek kan enige tyd van die middag in die dorp stap en ek sal onmiddellik vir jou kan sê wie kom van Wagbos en wie kom van Hoërskool Brits, deur die klere wat aan het, die skooluniform. En ons weet jy moet jou gedra wanneer jy in jou skooluniform is. En so, wanneer ek kom, ek gee my hart en lewe vir die Here, dan sê ek, Here, ek gaan poog om te doen wat u woord van my verlang. Ek wil 'n voorbeeld wees vir u. Ek wil dat mense wat in probleme is, mense wat behoeftig is, kan sê, daar is iets in hom en haar lewe, dat ek daar kan kry, dat my kan help uit my situasie waarin ek my bevind. Mattheus 28 vers 18 en 19 sê, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dis die opdrag. Om gedoop te word. Die Afrikaanse woord doop
kom van die Engelse woord baptize, en die Engelse woord baptize kom van die Griekse woord baptizo. Leer hulle 'n bietjie Grieks vanaand, baptizo. En baptizo beteken om te onderdompel. Dit kom van dieselfde betekenis toe hulle in die Bybelse tyd, wanneer hulle materiaal gemaak het en dit in 'n stof geplaas het om dit 'n ander kleur te gee, in 'n kleurstof. Hulle kon nie hulle vingers in die water sit en hom spat en besprinkel nie. Jy gaan nie daardie kleed egalig gekleur kry nie. Hulle het dit in die water gedruk en dit daaronder gedruk en met dit gewerk totdat dit uitgehaal word en die hele lap is dan een kleur, eenvormig. Ons praat van wanneer die dames koeksusters maak en ek verstaan, en as die koeksuster nou gaar is en alles reg is, dan moet daardie koeksuster word dan in daardie stroop gedoop. Dit word geonderdompel en daarom vanaand gaan die mense daar in die doopbad kom en ons gaan hulle onderdompel, onder die water, en ons sou vir onsself vra, maar hoekom moet dit gebeur? Ek kan net vanaand sê, dit moet bitter belangrik vir die Here wees, want hy het dit uitdruklik in sy woord vir ons gegee. As die doop nie belangrik was nie, sou dit nie genoem gewees het nie, maar Jesus het uitdruklik gesê, gaan maak disippels, gaan maak volgelinge, doop hulle. Want dit is 'n uiterlike belydenis en 'n bewys dat hierdie persone vereenselwig met die Christen godsdiens. Verskoon my. There are 4 stages when we look at the water baptism. Daar is 4 fases, 4 eienskappe aan die doop. Eerstens, ons kyk, toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy daar gesterf vir ons sonde. Hy het daar gesterf sodat daar weer 'n verhouding tussen ons en God kan bewerkstellig. En omdat hy gesterf het, moet ek dan in hom ook sterwe. Romans 6 verse 6 and 7 says, "For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be rendered powerless, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been freed from sin." So Jesus sterf aan die kruis, en dan sterf ek simbolies in hom. Ek word vereenselwig met sy kruisdood. Tweedens, hy was begrawe. En so word ek ook begrawe, nie letterlik nie, ek's nog nie dood nie, maar geestelik, want Romeine 6 vers 3 en 4 sê, "Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism unto death." So wat dit simboliseer, wanneer ons die persoon onderdompel, onder die water sit, soos wat jy iemand sal begrawe wat dood is, jy maak hulle toe met die sand, maar nou, dis simbolies vanaand, ek begrawe daardie ou lewe, ek begrawe daardie mense, wat nie met God vereenselwig wou word nie, ek begrawe hom, en ek staan op 'n nuwe mens, en ek sê, van nou af, gaan ek my nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Ek wil hê mense moet weet, ek is nie skaam om te sê, hy is my saligmaker en my verlosser.
and then he was raised, and so I have a new life in him. Hy het uit die graf uitgekom, en daarom sê Romeine 6 vers 4 en 5, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. Then fourthly, he ascended to heaven, and so I ascend in him. Ephesians 2 verse 6 says, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. Het die agterkom, die sleutelwoord daar is in Christus, in Jesus, in verhouding met hom. En dis die hele kruks van die Christen geloof is, daar is niks van myself nie. Ek sterf vir myself, sodat Christus in en deur my kan lewe, en dat wanneer ek by mense kom, en ek kan lewe spreek, ek kan die lewe van Christus aan mense bied, ek kan die liefde van Christus aan mense gee, omdat Christus in my lewe, en ek lewe in hom. As twee dinge wat die doop is, eerstens, dis 'n begrafnisdiens, jy begrawe die ou mens, and so because I have died in Christ, I bury the old man in baptism, and then I am raised to new life. Romans 6 verse 8 to 11 says, now if we died with Christ, we believe that we will also live with him, for we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once and for all. But the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. En dan spreek die doop vanaand, dit maak ons bewus van die twee koninkryke wat heers. Geestelik is daar twee koninkryke, goed, kwaad, lig en duisternis, die vlees en die gees. Kolossense 1 vers 12, Colossians 1 verse 12 says, for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. Elke man en vrou wat in hierdie wêreld gebore is gebore in die koninkryk van duisternis, en ons is slawe aan die Satan, maar die enigste manier uit daardie koninkryk van duisternis is deur die dood, en die enigste manier om in die koninkryk van God in te kom is deur 'n nuwe geboorte, en daarom kom ons, en Jesus Christus bied vir ons die geleentheid om vleeslik te sterf, en dan om wedergebore te word. Dit beteken, ek sê net, Here, ek kom en ek aanvaar U as my verlosser en my saligmaker. Ek wil 'n nuwe mens in en deur Christus wees. En omdat daar twee koninkryke is daar dan twee rasse, as ek dit so kan noem, two races. We have two kingdoms, and within each kingdom is a different race. We have the Adamic race, die Adamiese volk, en hulle is daar van die duisternis, maar dan kry ons die nuwe skepping, the new creation that populate the kingdom of God. Jy kan nie tussen albei wees nie, jy moet 'n keuse maak, of jy lewe in die koninkryk van duisternis, waar die lig van God nie skyn nie, of jy sê, Here, ek volg U woord, Here, ek gaan in verhouding met U leef, ek wil in die koninkryk van lig en U heerlikheid wil ek leef. Dan praat die woord oor die eerste en die tweede Adam. Ons weet almal van die eerste Adam, dis Adam en Eva, Adam wat uit die aarde geformeer is, en Eva wat dan uit sy gebou is, het die Here God haar gebou, en dan weet ons toe hulle val,
toe hulle deur die versoeking van die vyand geval het en aan die vrug geëet het en ongehoorsaam was aan God. Dis die eerste Adam, maar die Bybel praat van die tweede Adam en dit verwys na Jesus Christus, die seun van God wat aarde toe gekom het. 1 Corinthians 15:22 says, "For as in Adam all die." Adam was the father of us all, the entire human race. But Adam's sin alienated us all from God. Because of his sin, we all inherited his rebellious and diseased nature and became subject to death. Die Bybel sê vir ons in Romeine, omdat deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood. Baie keer by begrafnisdienste, dan sê ek vir mense, dit was nooit God se plan, dat 'n doodskus in 'n kerk moet staan, en mense met trane wat oor hulle wange loop, in die banke moet sit, en treur en hartseer moet wees oor iemand wat gesterf het. Dit was nooit God se plan nie. Maar omdat die mens ongehoorsaam was aan God, het sonde in hulle lewens gekom, en deur die sonde, dis die rede vir die dood. Dis hoekom eendag as jy jou hart vir die Here gegee het, jy deel is van die familie van Jesus Christus, jy leef in die koninkryk van God, as jy sterwe, sal jy saam met die Here wees vir altyd en vir ewig. Daar sal nooit weer dood wees nie. The offspring of Adam is called the Adamic race. And then we look at the last Adam, Romeine 5 verse 6. The Bible says, "You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly." God het 'n einde gemaak aan hierdie ras, die Adamiese ras. Hy sê vir jou, ek bied jou 'n keuse. You can either be a member of the Adamic race, or you can come and say, I am part of the race of the kingdom of God. Jesus became the last born of the Adamic race and the firstborn of the race of the kingdom of Jesus Christ. God put to death the fallen creation in Jesus Christ. 1 Corinthians 15 verse 22 says, "So in Christ all will be made alive." Jesus Christus het gekom as die nuwe mens. And Jesus was raised from the dead, not as the last Adam, but as the second man, the head of the new creation. Die nuwe skepping. Ons sing daardie liedjie, I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again. More than a conqueror, that's what I am. I'm a new creation, I'm a brand new man. 1 Corinthians 15 verse 45 and 49 says, "So it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam, Christ, became a life-giving spirit." I'll say that again. So it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam, Christ, a life-giving spirit. The first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. As was the earthly man, so are those who are of the earth. And as is the man from heaven, so also are those who are of heaven. And just as we have borne the likeness of the earthly man, so shall we bear the likeness of the man from heaven. Terwyl die musikante vanaand vorentoe kom, die laaste punt is, wanneer ek my hart en lewe vir die Here Jesus gee, word ek 'n nuwe skepping. 2 Corinthians 5 verse 17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." En afsluitend vanaand, in the water baptism, we declare to our friends and acquaintances that we are no longer part of the Adamic race and the kingdom of darkness. We are a new creation in Christ, belonging to the kingdom of God.
So vanaand wil ons net vir die Here baie dankie sê. Ek wil uit my hart, my dankbaarheid aan die Here betuig vir elke doopkandidaat vanaand. Al 6 van hulle. En ek wil hulle vra om vanaand asseblief vorentoe te kom. Hulle gaan net hier voorkom staan. Baie keer skop mense in die doop. Baie mense argumenteer oor die doop. Dit is omdat ons dit nie verstaan nie. Partykeer wil mense die doop te teologies maak. Te ingewikkeld, maar dit is eenvoudig. 'n Opdrag van die Here wat jy of gehoorsaam of aan ongehoorsaam is. En dit is net om te sê, as die Here sê, ek moet my bekeer, dan doen ek dit. En as ek dit gedoen het, moet ek die volgende gedeelte van daai een opdrag uitvoer, dan moet ek gedoop word. En die van die wat vanaand ouers is, weet wat 'n plesier dit is, wanneer jou kinders gehoorsaam is. Wanneer jy praat en hulle doen, en maak wat jy sê, dan soek jy geleentheid om die lewe vir hulle maklik te maak. En baie mense as kinders van die Here, noem hulle self dit, maar hulle lewe is gefrustreerd. Dus moet ek myself net vra, Here, hoe gehoorsaam is ek aan u woord? Want wanneer ek gehoorsaam is, maak die Here sy hand op en hy sê, man, ek wil soveel vir jou doen. So vanaand gaan ek die doopkandidate net 2 vrae vra, 2 baie belangrike vrae. Nommer 1, erken julle almal en lei julle dat julle die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker? Goed, dan tweedens, is dit op jou eie versoek en oortuiging deur die woord van God dat jy jou vanaand doop? Goed, baie dankie. Voordat ons vir hulle gebed doen, wil ek net vir hulle sertifikaat te gee as bewys dat hulle gedoop is. Jy gaan baie goed. Laat dat die gemeente saam staan vanaand en ons net ons hande uitstrek. As ons vir hierdie doopkandidate net bid. Kom ons bid saam. Die Hemelse Vader, ons strek ons hande vanaand uit oor hierdie doopkandidate. Mense wat gesê het, hoor wat die woord van die Here sê en ek kies om gehoorsaam te wees. Vader, ek bid dat hulle iets besonders sal beleef vanaand. En ek gee u nou al die lof, die eer, die prys en die aanbidding. Ek sê dankie in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, julle kan gaan aantrek. Ons gaan net so bly staan en dan gaan ons 'n liedjie saam sing voordat ons dan aangaan met die doopdiens. Dankie Arnold, dankie band. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things are passed away. I'm born again. Born and conqueror, that's who I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. Everybody sing that song. I'm a new creation. I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again, more than a conqueror, that's who I am. Oh, I'm a new creation, I'm a brand new man. Oh, I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again, more than a conqueror, that's who I am. I'm a new creation. Oh, I'm a brand new man. Well, I'm a new creation. Oh, I'm a brand new man. All things have passed away. I'm born again. More than a conqueror. That's who I am. I'm a new creation. I'm a brand new man. Gaan 'n liedjie sing en ek weet dis wat die doopkandidate uit hulle harte vanaand gaan sing as hulle hier uitstap. Dis hou my trou. Here Jesus, hou my trou.
dat ek trou bly aan die lewe wat ek nou kies, en dit bevestig deur gedoop te word. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou, hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trou. Oh, en hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Oh, daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trou. Oh, keep me true, oh Jesus, keep me true. Oh, keep me true, Lord Jesus, keep me true. Well, there's a race that I must run, there are victories to be won. Give me power, every power to be true. Oh, my trou, Here Jesus, my trou. Oh, my trou, Here Jesus, my trou. Oh, daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag en hou my trou. Oh, en hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Oh, hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Stryd wat ek moet stry, en daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trou. Oh, daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag vir elke dag, hou my trou. Baie dankie, kan jy sit lekker inneem. Riet het onlangs operasie ondergaan, die hoop en die afwagting en die verwagting was dat dit suksesvol sou wees, maar vir een of ander rede het dit nie gewerk nie en nou moet sy vir 'n ander prosedure gaan. Vanaand met haar gesels en net gesê, weet jy wat, kom ons berus ons in wat die Here se doel is met alles, maar laat ons nie sy hand los nie. So dit ons wil vanaand vir jou bid en in jou gehoorsaamheid aan die Here om net vra om iets besonder in jou lewe te doen. Kom ons bid saam. Die Vader Hemelse Vader, ek lê my hande vanaand op Rita. Vader, ek vanaand vir 'n aanraking in haar liggaam. Pray this evening, dear God, for divine healing and a touch in her body. Pray that she experience your presence, your power, in the name of Jesus. Father, bless her for her obedience. In the name of Jesus. Amen. Rita, op die verklaring dat jy die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, en op jou eie versoek, doop ek jou vanaand in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in sy dood en sy opstanding.
besondere voorreg vanaand vir elke kandidaat te doop, maar ek wil net sê, Helene, baie goeie werk gedoen met julle 3 kinders. Helene se man is julle paar jaar gelede tragies oorlede in 'n motorongeluk. Die wat ek vanaand vir jou sê, seun, ek weet jou pa is baie trots op jou gewees het. Die seun wat jy geword het, dat jy net altyd daar vir mamma en jou 2 sissies sal wees. Ek het jou eintlik eers na daardie tragedie reg weer ken geweet, jy was altyd 'n vriend van mekaar en saam met al die groep. Vir al die laaste tyd het ek gesien hoe jy uitstaan, ook verkies is tot die leierskap, die DK van die hoërskool. Ek wil net vir jou sê, ek is ook baie trots op jou. En hierdie een werklik waar, jy het baie goeie werk gedoen, en ek weet, dit is moeilik baie tye, maar my gebed vanaand is dat die Here jou sal bystaan. Begeertes van jou hart sal gee, storms in jou lewe sal stil maak, dat jy net iets besonder in jou verhouding met hom sal ervaar. Kom ons bid net saam. Die Hemelse Vader, ek lê vanaand my hande op Helene, 'n enkelmoeder, Here, wat nie altyd maklik is nie. Maar dankie vir die kinders wat U vir haar gegee het, wat haar bystaan. Ek bid dat al 3 Here sal besef dat die 4 van hulle 'n eenheid is, maar dat Christus Jesus hulle by mekaar hou. Vader, ons kan baie vrae vra oor hoekom dinge gebeur het. Maar Vader, in spite van die omstandighede, het bo dit uitgestyg, want U het hulle daar gelei. Wees met hulle, Vader, ek bid dit. Ek bid dat Helene van vandag af in 'n besondere verhouding met U sal begin wandel. En Here, dat sy sal sê, dit is goed om die Here te dien. Amen. Helene, op jou eie belydenis, dat jy die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, en op jou eie versoek, doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun, die Heilige Gees, in sy dood en sy opstanding. Stel ek weet vanaand, sy broers baie graag hier wou gewees het. Daniel Bruce en Christel trou volgende Saterdag, hierdie datum reg net. Maar shame, hy is in die buiteland en sy hart was seer dat hy nie vanaand hier kan wees nie. Maar ek seker word opgeneem en hy sal sien en Saterdag julle groot dag waar julle lewe saam begin. So ons bid dat die Here vir julle 'n besondere verhouding sal gee. Nie net in liefde vir mekaar nie, maar dat julle albei die Here baie lief sal hê. Sal groei in verhouding met hom. Dat julle huisgesin, mense sal vra, hoe is dit dat dit so goed gaan julle? En jy sê, want ons dien die Here. Ons Vader, ek lê my hande vanaand op Christel. Vader, omdat sy vanaand gehoor gee aan die woord wat ek bid en vra, dat Here U net die vensters van die hemel oor haar sal oopmaak. Vir haar sal seën, Here, die begeertes van haar hart sal gee. Ons vra dit en ons sê dankie in Jesus naam. Amen. Stel op jou belydenis dat jy die Here Jesus as verlosser en saligmaker aangeneem het. En op jou eie versoek om gedoop te word, doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun, die Heilige Gees, in sy dood en sy opstanding. My vanaand herinner, sy sê, pastoor, ek was hier in die jeug, en pastoor, ken my nie, sê ek, man, daar is baie jeug wat ek ken, ek vraag groot om verskoning, maar dit is altyd vir my iemand in die hart, wanneer ons jong mense ook gehoor gee aan die woord van die Here. Elke ek weet die lewe is uitdagend, en vooral vir jong mense vandag, en die Here weet, ek weet wat jou hart verlange vanaand is, die begeertes van jou hart, en ek weet vanaand ook dat alles hier wat daar is, teleurstelling uit jou verlede, die vanaand vir jou agtergrond sal plaas, dat jy jou sal vestig vanaand, op die nuwe lewe, en Jesus Christus bevestig deur die doop. Want die vyand kom en vir jou lewens vertel, en wil herinner aan die verlede, sê vir my, ek het daai ou lewe begrawe. Ek leef in 'n nuwe lewe, verhouding met die Here. Kom ons bid saam. Die Hemelse Vader, ek bid vanaand vir Ellie. Lê my hand op haar, Here, en ek weet Here, daar het dinge al in haar verlede gebeur, wat haar hartstukken gebreek het, uit mekaar gestuur het. Maar vanaand kom die Here en die verbind daar die hart. Die hartseer van die verlede word vanaand begrawe. Vanaand kom sy uit hierdie dooppad 'n nuwe mens, met 'n nuwe uitdaging, met 'n nuwe hoop vir môre. Dankie Vader in Jesus naam. Amen. Ellie, jou belydenis dat jy die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker, op jou eie versoek om gedoop te word in gehoorsaamheid aan God se woord, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in sy dood en sy opstanding. Zanai is ook hier by die jeug en
Eintlik sou Pastor Simeon die doop gedoen het vanaand, maar hy het 'n besering aan sy hand en hy sê is 'n bietjie moeilik vir hom, maar wil nie sê hy het vir my die werk gegee nie, dis my voorreg, ek weet sy hart brak om eintlik hier te wees. As dan my bede vir jou is ook, dat jy voorbeeld vir jou maatjies sal wees. Ek weet die uitdagings is groot. Ek weet vir die seuns is dit erg genoeg, maar vir die dogters maak jy reg om in te wil wees en deel te wil wees en baie keer weet jy ten koste van wat jy glo, wat jy weet, reg of verkeerd is. Ek wil vanaand bid dat die Here vir jou krag sal gee, dat jy sal staan vir die dinge van die Here. Baie van my vriende wat so lei is, soek net iemand wat hulle kan help om die regte keuse te maak. Dis nie altyd almal wat die dinge wil doen wat nie reg is. Dis nie dan dink ons is almal. Daar's baie meer wat net daai een maatjie soek en sê nee, ek doen dit nie. Dis daar's baie meer wat saam met jou sal saam as die wat wil doen wat jy weet nie reg is nie. Ons bid dat jou lewe vanaand nie sal begin in 'n lewe en wandel saam met Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, lê my hande vanaand op sy. Vader, eers bewus van die uitdagings van ons jeug. Vader, dankie vir ons jeugpastoor, Pastor Simeon, wat weekliks in hulle lewens wil hê. Ek bid Vader dat hulle ag sal gee op die woord wat nie net in sy hart kom en sy gedagtes, maar gebore is in die hart van God. En aan hom gegee word om die jeug te deur. Ek bid dat hulle ag sal slaan daarop, gehoor sal gee, dit sal toepas in hulle lewens. Vader, dat hulle met goed sal gaan, dat hulle versuiwer sal hou deur die woord van die Here te volg. Dankie Vader in Jesus naam. Amen. Dan op die verklaring dat die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker en op jou eie versoek. Doop ek jou vanaand in die naam van die Vader en die Seun, die Heilige Gees in sy dood en sy opstaan. En vir kyk ook al 'n hele paar jare en van haar laerskool daar is 'n baie goeie atleet en ook in die hoërskool. Sy is ook deel van ons musiekspan en van die voorsangers. Al daardie dinge is wonderlik en ouers kan trots wees daarop. Maar ek dink ons kan die trots te voel wanneer ons gehoor gee, die woord van die Here. En kyk dan, jy as begeertes van jou hart ook. Kyk hier 'n bietjie eensaam, want jy soek by iemand spesiaal om sekere dinge met jou te deel. Baie ander uitdagings. Ek wil vanaand die Here vra om met sy liefdevol arms om jou te slaan. Sy het sy bors vas te druk. Dat jy elke dag bewus sal wees van sy hartklop vir jou. Dat nuwe deure sal maak vir jou in die bedieningsveld, waar en hoe die Here jou wil gebruik. Dan vir die aanwinst van jou musiekspan, dan vir die persoon wat jy is. Dankie dat jy die liefde van Jesus uitstraal. Ek bid nie die Here om jou net vanaand sorg aan te raak. Ons bid saam. Vader, ek lê my hande op kyk. Vader, U het daar menigte talente gegee. Ek bid vanaand, Here, dat U vir haar openbaringskennis sal gee. Vader, sy kan sal sê, so spreek die Here. Dat Vader, die woord van die Here vir haar lewendig word. Vader, die stem wat jy haar gegee het om te gebruik in lofprys en aanbidding. Vader, wil ek dankie sê. Here, die giftes van haar hart sal U dit vanaand vervul. Soos hy elke dag lewe en poog om naby aan U te bly. Vader, sy altyd U naam sal vereer. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Kyk dan op jou belydenis dat jy die Here Jesus aangeneem het as verlosser en saligmaker en op jou eie versoek. Doop ek jou vanaand in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees in sy dood en sy opstanding. Baie dankie, terwyl Pastor Simeon vorentoe kom, ons sing dat die liedjie laaste keer saam. Kom ons staan net saam en ons sing hierdie liedjie en dan stap ons hier uit nadat ons afgesluit met gebed. Hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Hou my trou, Heer Jesus, hou my trou. Ondanks 'n stryd wat ek moes wy, maar oorwinning te verkry, Heer my krag elke dag, hou my trou. Dankie Pastor Simeon. Hemelse God en Vader, vanaand as ek net dink hoe trots ek is op die sessies van my wat vanaand gehoorsaam wees, kan ek my nie indink oor hoe vaak ek voel nie. En Vader, dit is my gebed, dat dit wat ons vanaand aanskou het, dat dit ons sal motiveer om gehoorsaam te wees. Vader, ons sê vir die dankie vir die woord wat U vir ons gegee het vanaand, dankie vir hierdie awesome tyd wat ons vanaand saam gehad het in U teenwoordigheid. Vader, ek bid vir elkeen wat vanaand hulle voete oor die drempel van hierdie kerkpersoon gesit het, dat hulle 'n geseënde week sal hê, my God. Vader, ek bid dat U vir ons sal voorsien in elke behoefte wat ons mag hê. Vader, elke gebedsversoek wat uitgegaan het vir elke siekte, kwal, pyn, skeet, enige vorm van kanker of enigiets, Vader, bid ons nou dat daardie persone genees sal wees in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dat U ons sal behoed en bewaar, dat wanneer ons volgende week hier by mekaar kom,
dat ons sal juig en jubel oor die getuies van dit wat ons gaan hoor. Vader, mag U naam groot gemaak word in alles wat ons sê ons doen. In Jesus naam. Amen. Want daar's 'n stryd wat ek moet stry. Daar's oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag, hou my trou.